Professor Snor. Ja. Ons praat nie so met Tannie Deborah nie. Nooit nie. Ons praat nie so met... Nou, die ding is wat ek nie kan verstaan nie is, dat ons so met mense praat. Hoe praat ons nie met ons vrouens dan nie? As ons van die parasiete en goegoetas en ek weet nie wat alles nie, jy weet, en dan hierdie selfverheerlikte mens wat amper alles weet. Daar is Jesus hier. Jy weet, dit is baie eenvoudig om te sien mos nou, dat dit is mos nou nie Jesus nie. So, ja, dit is vir my verstommend, dat oom so met Tannie Deborah kan praat. Stel dit so, as daai oom se ma was, sou oom nog steeds dieselfde respek gehad het. Ek kan dit nie glo nie. Ek hoop dit nie my mense, die mense wat hier vir my kyk, praat ooit so met vrouens nie. Met mense man, met mense nie. Vergeet die vrouens, met mense nie. So daai is vir my 'n baie harde ding om vir 'n ouer man te sê. Jy weet, en wat 'n professor is. Maar dit is die hele ding. Oom sê ons het vir oom gevra, oom het nooit die ons het nooit die vraag beantwoord nie. Ek het die vraag beantwoord. Ek het die vraag vir oom beantwoord. En ek dink ek sal 'n bietjie gaan kyk. Maar ek het regtig baie lang tyd gaan spandeer daarop om vir oom die verskillende interpretasies van eskatologie te gee. Want dis nie net oom wat reg is hier. Dis nie net oom wat die manier hoe oom dit nou sien, dit is nou die regte manier. Dit werk nie so nie, dit werk ongelukkig nie so nie. Ek sien 'n ding anders as wat oom sien, want oom staan op 'n ander punt van hom se lewe as wat ek staan. En dit is hoe dit werk. Om mekaar meer spasie te gee, ja, sal ek sê. Maar om nou vir Tannie Deborah uit te vat en dan raai wat oom doen is, oom sê ons moet af van die wa af klim. Hoekom moet ons van die wa af klim? Nee, ons is hier so om vir Tannie Deborah te beskerm. So nee, daar is absoluut geen manier dat oom eers die voorreg kan kry om met daai vrou te praat nie. Omdat oom nie met haar kan praat nie. Oom kan nie met mense rondom hom praat nie. Oom kan nie met mense praat wat vir oom net so 'n bietjie weerstand gee nie. Dan word ons geblok en ons word uitgeskel. Ek is 'n voorbeeld daarvan. Oom praat van geld wat ons wil maak. Weet oom dat ek meer geld al spandeer het op oom en oom se boeke as wat oom al 10-10-1 op my spandeer het. Of op enige iemand spandeer het. So nee. Wanneer dit by daai geld maak storie kom wat oom kry nie eens views op hom se goed nie. Hoe kan ons geld maak op goeders? Beide ek en Arend het goeie werke. Okay? Ek kom nou hier op vir my vriende en my teenstanders. Maar ongelukkig kan ons nie so praat. En dan die vermetelheid om vir ons te sê ons jok. Maar oom het nog nie tot die bewyse gekom wat oom 'n professor is nie. So tot daai dag toe het ons ongelukkig niks om vir mekaar te sê nie. Die rede daarvoor is omdat oom nie eerlik is nie. Oom is nie eerlik nie. Oom is nie eerlik nie, want raai wat, sodra die water begin 'n bietjie warm raak, dan wil oom uitspring. My blok. Sorry, kan nie so wees nie. Wys vir my, waar is ons oom se professor? Daai titels, daai sertifikate. Gaan neem dit bietjie af. Dit staan ons so gewoonlik agter 'n professor. Neem dit vir my bietjie af dat ons dit kan sien. Want ongelukkig nie. Niemand eet goeders soos wat in die manier hoe om dit sê, so soet goed op nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. En los vir Tannie Deborah uit en vir Arend. Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Nou ja, ons vriend met die baard hierso het nou 'n hele relaas hier gemaak asof hulle nou die engeltjies is wat nog steeds in die hemel is.
en ek uit die hemel uitgegooi is en ek nou die demone is. Nou sover as wat die hele gesprek gegaan het, van dag 1 af, vernaam hierdie man met sy baard, het hy my onbeskof aangespreek, hy het met verdagmaking gekom, hy het ongegronde stellings gemaak, en ek gaan nou nie oor al die goed uitgaan nie. Nou vertel hy my, ons sal nie by Tannie Deborah die rigter uitkom nie. Nou weet julle wat, op die einde van die dag, ek het haar nie met haar gepraat nie, ek het van jou en Arend gepraat. Ek het net gesê, ek sal haar uitnodiging aanvaar oor die U en die H. En toe kom jou vriend, wat sy gitaartjie speel, Arend Botha, en hy kom klim op die wa. So begin daar so, gaan vind by Arend Botha uit. Nou weet jy wat, ek dink ons is besig hierso om 'n groot klomp tyd te mors. Jy het 'n stelling hieroor en daaroor. Het jy al ooit 'n boek in jou lewe geskryf? Het jy al ooit 'n boek in jou lewe geskryf? Ek glo nie jy het nie. Nou kom julle en jy vertel my hoeveel geld het jy gespandeer op my boek en gelukkig het jy daarom kennis gekry, het iets om oor te praat van daar af, want voorheen het julle niks gehad om oor te praat nie. Nou ek gaan nou 'n ding sê, ek gaan hierso hierdie hele gesprek stop. Want ek kan met mense praat wat 'n intellek het. Mense wat nie 'n intellek het, kan ek nie meer redeneer nie. So hou julle klik by mekaar. Ek stel nie belang om enige kommentaar verder te lewer nie. En julle kan nou op en af spring en doen net wat julle wil en sê wat julle wil. Hierdie gesprek is afgehandel hier, want julle het nie my vraag geantwoord nie. Jy praat nes Arend. Kom vertel my, jy het al die stellings, jy het my nie vertel wie is die Babiloniese hoermoeder van Openbaring 17 nie. Jy kom sê dat elkeen wat nie glo dat Jesus in die vlees gekom het nie, hy is die antichrist. Nee, hulle is antichriste. Ek het gevra, wie is die antichrist? Jy sien, jy kan nie lank genoeg onthou nie. Ek dink ek moet dit in breuke, in lettergrepe vir jou gee. Wie is die antichrist wat die aarde gaan beheer? En toe noem ek Openbaring 17 en Openbaring 13. Maar weet jy wat? It's a waste of good time. Ek het nie die tyd nie. Ek is besig om boeke te skryf dat jy jou geld kan spandeer op my boeke. Dis fantasties. Dit mag jou dalk eendag in die hemel inkry om jou oë oop te kry. En dis nie omdat ek sarkasties is nie, dis julle wat 'n mens tot die uiterste toe beproef. Dis hoekom van die ouens, en ons kry daai video's, waar die ander ouens, die Israelvisie ouens, julle onder julle klere invloek, man. En julle maas onder hulle klere invloek. Ek het daai video's gehoor, hoor? Alright. Ek het nog niemand ooit gevloek nie. Nee, ek het niks teen Tannie Deborah die rigter gesê nie. Ek het haar uitnodiging aanvaar. So ek maak jou ore oop en gaan luister weer wat gebeur het. Ek gaan nie hierdie my verder intrek in hierdie gesprekvoerings nie. Ons bid vir julle dat julle oop gaan.